Hallo en baie welkom. Vandag gesels ons oor 'n boodskap wat al ewe lank harte verander. Dis 'n boodskap van hoop, oor 'n pad terug na waar ons eintlik hoort. Ken jy daai gevoel? Daai ding diep binne in jou wat voel iets is net nie heeltemal reg nie. Soos 'n leemte, 'n gaping, wat jy maak nie saak hoe hard jy probeer nie, net nie self kan regmaak nie. Wel, dis presies waar ons vandag begin. So kom ons gaan terug na die heel begin. Want om te verstaan waar dinge skeef geloop het, moet ons eers sien hoe dit bedoel was om te wees. Verbeel jou vir 'n oomblik 'n wêreld sonder enige pyn, sonder hartseer, 'n wêreld waar die verhouding tussen ons Skepper en die mensdom, wel, dit was perfek. Dis die oorspronklike plan, sien jy, 'n lewe in absolute harmonie met God. Maar toe kom daar 'n oomblik, 'n kritiese keuse. God het ons 'n vrye wil gegee en daarmee saam 'n baie duidelike keuse. Gaan ons sy pad volg en hom vertrou, of gaan ons ons eie kop volg, self besluit wat reg en verkeerd is en basies ons eie God speel? En daardie keuse om ons eie pad te stap, dis presies wat die Bybel sonde noem. Dis nie net 'n lys van slegte gewoontes nie, dis veel dieper. Dis die oomblik wat ons rug op God draai. Dit het daardie perfekte verhouding gebreek, dit het die hele doel gemis. En daardie breek het 'n massiewe gevolg gehad. Dit het 'n gaping veroorsaak, een wat soveel groter is as wat enige een van ons ooit kon dink. En hier is waar die probleem lê. God is volmaak. Hy is heilig. Dink daaraan soos lig en duisternis. Hulle kan eenvoudig nie saam bestaan nie. En omdat hy 'n regverdige regter is, kan hy sonde net oorsien nie. En ons beste pogings om goed te wees, wel, gemeet aan sy perfeksie, is dit net nie genoeg om daardie gaping toe te maak nie. Die Bybel is ongelooflik reguit hieroor. Die prys vir hierdie rebellie, vir hierdie sonde, is die dood. En dit beteken nie net fisiese dood nie, maar 'n permanente, geestelike skeiding van God af. Dis 'n hopelose situasie wat 'n desperate oplossing nodig het. Maar, en dis 'n groot maar, dis nie waar die storie eindig nie. Want presies in die middel van hierdie hopeloosheid kom die mees radikale oplossing denkbaar. En dit kom nie van ons nie, dit kom van God self. Hierdie een sin, dit verander absoluut alles. Die motivering agter God se hele reddingsplan is nie woede nie, dis liefde. 'n Onverstaanbare, onvoorwaardelike liefde vir die einste mense wat hulle rug op hom gedraai het. En daardie liefde het 'n naam, Jesus Christus. God het sy eie seun, Jesus, gestuur om die antwoord te wees. Nie om ons te kom oordeel nie, maar om die brug te wees oor daardie gaping wat ons nooit self kon oorsteek nie. So hoe presies het Jesus hierdie gaping oorbrug? Kom ons kyk gou na die stappe van hierdie ongelooflike reddingsplan. Dis absoluut verstommend. Die plan het in 4 ongelooflike stappe ontvou. Eerstens, Jesus het 'n volmaakte lewe gelei, presies soos God dit bedoel het. Tweedens, in 'n groot ruiltransaksie het Jesus die straf vir al ons sonde op homself geneem. Dink daaroor. Derdens, hy het aan 'n kruis gesterf en die prys betaal wat ons eintlik verdien het. En dan die finale, glorieryke oorwinning. Na 3 dae het God vir Jesus uit die dood opgewek. En met daardie een daad is die mag van die dood vir ewig en altyd gebreek. Jesus self het geen twyfel hieroor gelaat nie. Hy het nie gesê hy is 'n opsie nie. Nee, hy het gesê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Hy is die enigste brug wat God vir ons gegee het. Maar hierdie is nie net 'n storie oor iets wat 2000 jaar gelede gebeur het nie. Nee, dis 'n persoonlike uitnodiging vir jou hier vandag. So die vraag is nie meer, wat is die probleem nie? Die vraag is, hoe reageer ek op hierdie ongelooflike oplossing? Hoe maak jy hierdie waarheid jou eie? Die heel eerste stap is eenvoudig om te draai. Dis om weg te draai van jou eie pad en terug te draai na God toe. Dis om te sê, ek kan nie meer self nie, ek het U nodig, vergewe my asseblief. Dis 'n diep verandering van jou hart en jou hele manier van dink. En hier is die sleutel tot alles. Dis om met jou hele hart te glo en dan hardop met jou mond te sê dat Jesus Christus die Seun van God is. Dat hy aan daardie kruis die straf gedra het wat jy verdien het. Dat hy gesterf het, maar dat God hom na 3 dae uit die dood opgewek het. Daardie oomblik, daai daad van geloof en daai belydenis, dis waar alles verander. En dis so belangrik dat jy dit hoor. Hierdie is 'n geskenk.
Dis heeltemal gratis, jy kan dit nie verdien nie. Geen hoeveelheid goeie werke of reëls kan daardie gaping oorbrug nie. Redding is God se gratis geskenk aan jou en jy ontvang dit eenvoudig deur in hom te glo. En wanneer jy hierdie uitnodiging aanvaar, gebeur iets wonderbaarliks. Dis nie net 'n klein verandering nie. Dis 'n totale transformasie, 'n splinternuwe begin. Kyk net hierna. Voorheen was jou status verlore. Nou is jy gevind. Jou verhouding was gebroken. Nou is dit herstel. Jou identiteit was sondaar, maar nou is jy 'n kind van God. En jou toekoms, dit verander van veroordeling na die absolute sekerheid van ewige lewe. Dis radikale, totale omswaai. En hierdie is nie 'n oppervlakkige verandering nie hoor. Dit gebeur van binne na buite. God begin jou hart nuut maak en jy leer om jouself te sien soos hy jou sien. Nie deur die oë van 'n kritiese wêreld nie, maar deur die oë van 'n liefdevolle Vader wat jou gekies en gered het. En die laaste, belangrikste boodskap is hierdie: moenie wag nie. Jy hoef nie eers jou lewe in orde te kry nie. Jy hoef nie eers 'n beter mens te word nie. Die uitnodiging is om te kom presies soos jy is, met al jou foute, al jou pyn, al jou twyfel. Die verandering, dit begin die oomblik na jou keuse. Nou is die tyd.